Kom ons kyk nou na vraag 3 van die 2017 November departementele vraestel. 3.1 Beskou die lineêre ry 5, 8, 11, B17. En dan by 3.1.1 vra hulle vir ons, skryf die waarde van B neer. So, hoe kan ons nou te werke gaan om die waarde van B te bereken? So, jy sal sien dat die ry toeneem met 'n konstante verskil van 3. So, om B te vind, tel ons eenvoudig net 3 by die vorige term wat 11 is. So, ons kan sê B is gelyk aan 11 plus 3 wat 14 is. So, hier sal jy dan nou 2 punte kry vir die korrekte waarde van B. Kom ons kyk dan na vraag 3.1.2. Bepaal die endeterm van die ry. So, hoe kan ons nou te werke gaan om hierdie vraag te beantwoord? So, daar is 2 maniere wat jy te werke kon gegaan het om hierdie vraag te beantwoord. Jy kon die formule gebruik het, Tn is gelyk aan A plus N minus 1D. A verteenwoordig hier die eerste term, wat se waarde 5 is, en D verteenwoordig die konstante verskil wat 3 is. So dan vervang jy die waarde van A en D in die formule in. So dan het ons nou Tn is gelyk aan 5 plus N minus 1 maal 3. Dan maal ons die hakies met die 3. Dan het ons 5 plus 3 en minus 3. 5 minus 3 is 2. So die endeterm is dan 3n plus 2. Daar is nou nog 'n metode wat jy kon gevolg het. Jy kon die formule gebruik het. Tn is gelyk aan Dn plus C. Tn verteenwoordig die algemene term, D verteenwoordig die konstante verskil en N verteenwoordig die nommer van die term of die posisie van die term. So, ons het reeds die waarde van D bereken. Om die waarde van C te bereken, vat ons die eerste term, die waarde van die eerste term, wat in hierdie geval 5 is, en ons trek die konstante verskil af. So C in hierdie geval se waarde is 2. So die algemene term is dan Tn is gelyk aan 3n plus 2. Kom ons kyk na die punte toekenning. Hier sal jy 1 punt gekry het vir die korrekte vorm 3n en 1 punt vir die korrekte bepaling van C wat 2 is. Volgende kyk ons nou na vraag 3.1.3. Bereken die waarde van die 15de term van die ry. So, ons moet die 15de term van die ry bereken deur die algemene term formule Tn is gelyk aan 3n plus 2 te gebruik. So wat ons doen, is ons vervang n is gelyk aan 15 in die formule in, dan het ons 3 maal 15 plus 2. 3 maal 15 gee vir ons 45. So ons het nou 45 plus 2 en dit gee vir ons 47. So die 15de term het 'n waarde van 47. Hier kry jy 1 punt vir die korrekte invervanging van 15 en dan kry jy 1 punt vir die korrekte antwoord van 47. Volgende kyk ons nou na vraag 3.1.4. Watter term in die ry is gelyk aan 83? So, hoe kan ons nou te werke gaan om hierdie probleem op te los? Ons stel Tn gelyk aan 83 en dan los ons vir n op. So nou het ons 3n plus 2 is gelyk aan 83. Ons wil vir n alleen kry, so ons vat die 2 oor. Dan het ons 3n is gelyk aan 81. Ons deel deur 3. Wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant ook doen. 81 gedeel deur 3 is 27. So dit beteken die 27ste term is gelyk aan 83. So jy kry 1 punt vir die gelykstelling van Tn aan 83 en dan kry jy 1 punt vir die korrekte oplossing en is gelyk aan 27. Ons is steeds besig met 2017 November se vraestel van die Departement van Onderwys.
Kom ons kyk na vraag 3.2. Beskou die getalpatroon hieronder wat geskep is deur die getalle van die ry 2, 16, 14, 18 te gebruik. Kom ons kyk na 3.2.1. Bereken die som van die getalle in die 8ste ry. So, ons word gevra om die som van die getalle in die 8ste ry van die getalpatroon te bereken wat 'n spesifieke volgorde volg. So, kom ons kyk nou na die eerste 4 rye. 2, en dan in ry 2 het ons 6 en 10, ry 3 het ons 14, 18 en 22, en in ry 4 het ons 26, 30, 34 en 38. So, kom ons stel nou al die getalle in elke ry op. Die som van ry 1 is 2, die som van ry 2 is 16, die som van ry 3 is 54, en die som van ry 4 is 128. So, kom ons skryf nou hierdie waardes as 'n nuwe getalpatroon. So dan het ons nou 2, 16, 54 en 128. So die somme van die rye volg 'n spesifieke formule. Kan jy hierdie patroon raak sien? Kom ek wys jou. Kom ons kyk nou na die heel eerste term van hierdie nuwe ry wat ons nou gemaak het. So dit is die eerste term. 2 maal 1 tot die mag 3 gee vir ons 2. Kom ons kyk nou na die tweede term. Die tweede term het 'n waarde van 16. So nou kan ons sê 2 maal 2 tot die mag 3 gee vir ons 16. Kom ons kyk na die derde term. 2 maal 3 tot die mag 3 gee vir ons die waarde van die derde term, 54. Kom ons kyk nou na die vierde term. 2 maal 4 tot die mag 3 gee vir ons die vierde term se waarde, 128. So, ons kan nou die formule hier neerskryf. Ons kan sê, die somme van die ry volg 'n spesifieke formule en dit is 2 maal n tot die mag 3. So hierdie formule beteken dat jy vir enige ry n tot die mag 3 neem en dit met 2 vermenigvuldig. So nou moet ons die som van die 8ste ry vind. So wat ons doen is ons vervang die waarde van 8 by die formule in. 8 tot die mag 3 is 512, 512 maal 2 is 1024. So dit beteken die som van al die getalle in die 8ste ry is 1024. Kom ons kyk nou na die punte toekenning. Jy sou 1 punt gekry het vir die korrekte bepaling van die endeterm. 2 en tot die mag 3, dan sou jy 1 punt gekry het vir die korrekte invervanging van 8, en dan sou jy 1 punt gekry het vir die antwoord. Kom ons kyk nou na vraag 3.2.2, bereken die gemiddeld van die getalle in die 20ste ry. Nou onthou, wanneer ons die gemiddeld wil bereken, dan vat ons die som van al die waardes saam en ons deel dit deur die hoeveelheid waardes wat ons het. Nou om die som van al die waardes te bereken, gebruik ons die formule 2 maal n tot die mag 3 wat ons in die vorige vraag uitgewerk het. So ons vervang 20 by n se plek in en dit gee dan vir ons 16.000 en dan deel ons deur die hoeveelheid waardes wat in hierdie geval 20 is. 16.000 gedeel deur 20 gee vir ons 800. So dis die gemiddeld. So jy sal 1 punt kry vir die korrekte berekening van die som wat dan 2 maal 20 tot die mag 3 of 16.000 is, en dan kry jy natuurlik 1 punt vir die korrekte antwoord, 'n gemiddeld van 800. And that's a wrap on today's fascinating journey through the world of knowledge. Don't forget to hit that subscribe button and join our ever-growing community of curious minds. We can't wait to embark on new educational adventures together.